Die algemene brief van Apostel Johannes. Genaas wat uit 2 hoofstukke uit lees. Eerste hoofstuk en sowel as gedeeltes in die tweede hoofstuk. Johannes, 1 Johannes. Daar agter in die Bybel. 1 Johannes 1. Dan gaan dan van vers 5 af lees. Prys die Here. Sê God is lig. Ekskuus tot vers 5 sê. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid. En hoeveel keer is daar baie keer mense wat sê, ja, ek wandel met die Here en ek dien hom. Ek wandel in hierdie lig, maar ek doen die verkeerde ding. Ek wandel in die sonde. Ek wandel in die ongeregtigheid. As ek sê ek het gemeenskap met God en ek doen die sonde en ek doen die verkeerde dinge in die lewe, wat anders is ek dan as 'n leenaar? Die woord van die Here sê nie vir my dan jok ek nie. Hy sê my dan lieg ek. Dan is ek 'n leenaar. En 'n leenaar is wat? Wat doen 'n leenaar? Hy lieg. En dit is dat die mens sê, ag weet jy wat, my sonde is baie, maar God se genade is groot. Dit is so ja. Maar dat ek uit die sonde uit moet kom, uit die ongeregtigheid van hierdie wêreld, dat ek kan wandel in God se weë en in die vrese van die Here. En as ek uit die ongeregtigheid kom, dit laat staan en ek wandel in die weë van die Here, wat gebeur dan? Dat ek gemeenskap met Christus. Amen. Glory to God. Dan wandel ek in die lig. As 'n koortjie wat ons sing, wandel in die lig, die heerlike lig van God. Amen. Hy sê nie wandel in die duisternis, hy sê wandel in die lig. Ja. Ons lees verder wat sê die woord van die Here. Vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sondes. Amen. As ons wandel in die lig, as ons wandel in God se genade en sy goddelike liefde, dan het ek en jy vanmôre, dan het ons nie gemeenskap in die wêreld nie, maar ons het gemeenskap met Christus. As ek en jy saam die Here se naam groot maak en ons wandel albei in die lig, het ons gemeenskap met mekaar. En dit is wat die Here verlang van sy kinders, van elkeen van ons as sy kinders. As ons sê ons dien die Here, dan moet ek so wandel soos Jesus gewandel het. Ja, maar ek is mens, dit is moeilik om so te wandel. Dis net, weet jy hoekom is dit moeilik? Is omdat die mens die vlees graag wil voed. Dis waar. Is omdat die mens graag die vleeslike dinge nie wil laat staan, die sonde nie wil laat staan nie. Dit is wat gebeur. Die mens moet die sonde laat staan, sodat Christus in jou en my verheerlik kan word. Amen. Dat die Here al die eer en die lof en aanbidding kan kry. Want God wil hê ek en jy moet wandel soos wat hy is. Wat het hy gesê vir Israel? Hy sê onderhou my gebooie sorgvuldig, sodat dit met jou goed kan gaan. Nou, baie
mense in die tendens, as ek wandel in God se weë, dan gaan dit finansiëel altyd goed gaan met my. Nee. Dan dink die mense altyd net aan die finansiële kant. Man, ek gaan uit my naadheid bars. God sal vir jou voorsien, ja. Amen. God sal vir jou sorg. Amen. Maar geseënd sal jy wees dan, as ek en jy wandel in God se weë, in die vrese van die Here. En nie God wil dien vir finansiële voorspoed nie. Ek en jy moet hom dien, omdat hy ons eerste lief gehad het, het ons hom lief. Amen. Nie omdat ek en jy hom uitverkies het nie, hy het jou en my uitverkies, om vrug te dra in hierdie lewe. Sodat ek en jy, of ons nou lê, of ons nou wandel, of ons nou slaap, of ons nou wakker is, dat God verheerlik kan word in jou en my lewe. Dat waar ons kan wandel, mense kan gewaar, dat ek en jy dien die Here. Ons wandel in die lig, die heerlike lig van God. Want God is lig. Amen. En dit is Jesus. Daar's nie 'n ander lig nie. Daar's net een lig waar ek en jy kan wandel. Dis die lig van Jesus. Amen. Daardie heerlike lig. Hy sê vir ons in vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Sê vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Ander woorde, as ek en jy in hierdie lewe wandel en ons sê ons het nog nooit gesondig nie, wat gebeur nou? As jy nog nooit gesondig het nie, die eerste sonde wat jy nou pleeg, is dat jy lieg. Dis wat. Dan is dit nou die eerste sonde wat jy nou pleeg, is dat jy lieg. Die woord van die Here sê vir ons in Romeine, hy sê almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Amen. En om daardie heerlikheid terug te kan kry, wat moet ek doen? Ek moet my sondes bely Dit laat staan. en ek moet dit laat staan. Ek moet dit los. Hoe sê die mense? Ag, Here, vat net hierdie sonde uit my lewe uit. Ek wil vrou vra, het God die sonde in jou lewe gegee? Nee, self. Dis jouself. Jy wat agter die vleeslike begeertes aangestap het. Dit is wat dit is. Is dat die mens gaan soek die begeertes van die vlees, om die vlees te regverdig en die gees ly skade. Jou siel ly skade. Ja. En as jy nie ontslae raak, die sonde bely en laat staan nie, sit ons met 'n probleem. As jy kyk na mense, man, hulle gaan te kere, net soos hulle lus het. En wat die mense dood is, wat hy sterwe, die laaste asem uitblaas, dat sê die mense, sy of hy is op 'n beter plek. Dit is 'n groot leuen. Jy's nie op 'n beter plek nie. Jy sit met 'n probleem vorentoe. Jy sit met ietsie dergeliks wat wag vir jou. Jy sit met die probleem dat jy die ewige verdoemenis sal beerwe. Hoe sê die mense dan? Ag, jy kan maar kyk.
Verlede Sondag is baie ouens gesê, wat sê hulle van? Geseënde Vadersdag in die hemel. Ja. Klop leuns man, leuns. Die mens het gesuip en georeer te kere gegaan. En wat gebeur? Hulle sterwe in hulle sonde. Hulle het nog nie hulle sonde bely en laat staan nie. Die woord van die Here sê, ek moet my sonde bely en laat staan. En God is getrou en regverdig om jou te vergewe. Want hy het sy bloed gestort vir elke mens op hierdie aarde. Sodat ek en jy lewe kan hê in oorvloed. Hy het die prys betaal vir jou en my. Hy het gekom. Hy het eenmaal ingegaan. Weet soos die hoofpriester eenmaal 'n jaar ingegaan en vir die volk versoening te doen. So het die Here Jesus eenmaal gekom en eenmaal 'n volmaakte prys betaal vir jou en vir my. Sodat daar oorwinning kan kom in jou lewe. Verlossing, vrymaking. Genesing vir jou siel. Amen. Sodat ek en jy die ewige lewe kan erwe. Maar die Here het mos dit vir my betaal, so. Hy het my mos vrygekoop. Hy het sy volmaakte werk gedoen. Dis dit ek en jy wat ons deel moet doen. Dis die mens wat na Jesus toe moet gaan. Die mens verwag dat God altyd by jou toe moet kom. Wanneer gaan die mens na die Here Jesus toe? Maar die Here wil dit nie vir my doen nie. Dis nie die Here wat dit nie wil doen. Die Malaatses. Wat het gebeur met die Malaatses? En die Here Jesus na hulle toe gegaan? Nee. Hulle het gekom, Here, as U wil, kan U ons reinig. Hy sê ek wil. Wees rein. Wees genees. Gaan toon julle aan die priester. En offer wat Moses julle voorgeskryf het. Daar was 10 van hulle gewees. En op pad toe hulle soontoe is, toe kom hulle agter hulle is genees. En wat gebeur? Een draai om. Net een. En hy kom en hy val voor die voete van Jesus neer en dank God en hy sê, dankie vir die genesing. Amen. Dankie vir die genesing. Hy erken die genesing wat plaasvind in sy lewe, dat Jesus hom gesond gemaak het. Die ander 9 gaan net voort. So ons is genees, so wat? Ja. Is dat die mens moet besef, jy het God nodig in jou lewe. En dat die Here dit graag wil doen vir die mens. Maar die mens is halstarrig om nie te gaan na die Here Jesus toe. Die mens is soos 'n steeksdonkie wat nie wil beweeg nie. En as jy in die moeilikheid is, dan gee jy God die skuld. Weet jy dit? Ja. Baie mense gee die Here die skuld as hulle in 'n moeilikheid is. In steede dat hulle self besef, dis ek wat self in die moeilikheid gekom het. Ja. Dis my eie te doen. Dis nie die Here nie. Dis jy as mens wat dit veroorsaak het. En nou kry die Here die skuld. God kry nie die skuld kry nie. Want ons wil nie ons skulde erken nie. Ons wil nie erken, Here, ek was verkeerd nie.
dat ek my toevlug moet neem na die Here Jesus toe. En besef, weet jy wat? Hy is my enigste toevlug. Hy is my enigste uitweg. Wil ek hier vanmôre sê, baie mense het hulle planne. Hulle het 'n plan A, plan B, plan C, plan D, plan E en F en so aan. Hulle baie planne. As die nie werk nie, gaan ons daai ene draai. As daai nie werk nie, gaan ons daai ene draai. Lieg ek nou? Nee. Die mense het mos sulke planne. Nou, dan draai jy al die planne. Die heel laaste plan wat jy miskien op sy uitwerk, is miskien op die Here. Daar is geen ander plan nie. Jesus is die oplossing, man. Die Here is alleenlik die oplossing. Hy moet jou nommer 1 plan wees. En as hy dit nie werk, as hy nie dit vir jou doen nie, is daar nie 'n plan B nie. En as hy nie dit doen vir jou nie, is dit daar rede voor. Dan moet jy op die knieë gaan en sê, Here, ek het gefouteer. Ek het my eie gedagtes gevolg. Ek het my eie raad gevolg. Dit is soos mense wat, hy soek nog graag iets. Nou moet jy hard bid, hoor. Nou moet jy hard bid. Ek het 'n nuwe kar nodig. Julle moet nou hard bid, ek het 'n nuwe kar nodig. Wat doen ek? Ek skimp. Hoop met die hoop dat dit op iemand se ore val. Wat my jammer sal kry. Man, God se woord sê, gaan in jou binnekamer. En praat met jou Vader wat in die verborgen is. Amen. En jou Vader wat in die verborgen is, sal jou verhoor. Amen. En hy sê jou vergeld in die openbaar. Amen. Dis wat God sal doen. God wil nie ek hier moet skimp nie. Ons sal graag selfbejammering hê, dat mense dit kan hoor. Wanneer jy begin om God te praat, dan sal God vir jou voorsien. En jy kom agter, jy dien 'n ware God. Amen. Jy dien hierdie ware God. As ek in sy gebooie bly, en sy gebooie wandel, is die Here getrou en regverdig om jou te verhoor. Ja. Is God getrou en regverdig. Maar ek en jy, die Here verwag dat ek en jy moet wandel in die lig. Dat ek en jy, ons sing ons daai koortjie, te wees soos Jesus. Ja. Ek verlang om te wees soos Jesus. Sing ek omrede ek dit wil sing, of omrede om net wil sing. Net sing, saam sing. Ek weet dit is. Ek moet dit sing met die doel dat ek so wil wees. Te wees soos Jesus. So sag en nederig, so rein en heilig. Is dat ek en jy moet word soos Jesus. Ons kan nie Jesus wees nie, maar ons kan word soos hy, om te wandel in opregtheid van hart, in nederigheid, in liefde, in blydskap, in vrede. Dis wat God verwag van jou. Om te wandel in sy woord, in heiligheid, in afgesonderheid. En as ek en jy gesondig het, sê die woord van die Here, het ons 'n voorspraak by die Vader, naamlik Jesus Christus. En wanneer was daai voorspraak? Op die kruis van Golgotha. Het hy vir ons eenmaal ingegaan en die prys betaal
Amen. En toe die voorhang sal geskeur het, hoef ons nou nie weer deur 'n priester te gaan nie. Maar ons bid nou direk tot God. Amen. Kan ons nou vanmôre bid direk tot God. Sê Here, vergewe my. Soos iemand jare terug vertel het, wat hierdie prediker gepreek het, aangaande die Heilige Gees. En hy bid en sê, Vader, vra die Heilige Gees om vir die Jesus te vra, om vir u te vra. Dis hoe mense bid. God is dan die Heilige Gees. In 2 Korintiërs 2 vers, ek dink dit is vers 11 wat hy sê. Hy sê die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Amen. Glory to God. God is die Gees, man. En ek en jy moet net kan wandel in sy gebooie. Wat hy vir Israel gesê het, wandel in my insettinge en verordeninge. Moenie daaruit gaan nie. Daarvandaan afwyk nie. Maar wandel daarin. En as ek en jy wandel in die weë van God, in sy gebooie, in hierdie woord van hom, glory to God, sal God met jou en my wees. Amen. Sal jy omstraal, sal jy omvou met sy goddelike liefde en genade. En dat jy nie verheerlik mag word nie, maar dat God verheerlik mag word. Amen. Tot lof van sy heerlikheid. Glory to God. Ek gaan lees 1 Johannes 2. Van vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Hoor wat sê. Ons lees weer vers 4. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Amen. As ek en jy vanmôre sê, ons wandel in die Here, en ons doen die sonde, dan is dit ons leenaars. Dan is die waarheid nie in jou en my nie. Maar wanneer ons wandel, die waarheid van God se woord in ons is, en ons wandel soos hy gewandel het, dan het ek mos nie 'n probleem nie. Dan is die waarheid mos in my. Dan is die waarheid mos in sy kinders. Maar as ek nie wandel in die waarheid nie, en ek wandel in dit wat verkeerd is, in die kwaad, dan is ek 'n leienaar. Want ek doen die verkeerde dinge. Ek wandel anderste as wat Jesus gewandel het. Die Here Jesus het gekom om vir jou en my 'n voorbeeld te stel. Hoe om te wandel. Hy het vir jou en my 'n voorbeeld gegee. Wat om te doen. En wat verwag ek en jy? As daai koortjie wat sê, ek verlang om te wees soos Jesus. As jy nie so wil wees, moet jy hom nie sing nie. Moet jy hom nie sing nie. Want dan gaan jy lieg.
dan is jy 'n leenaar. En wat sê die woord van leenaars? In Openbaring sê leenaars gaan hel toe. Dis wat die woord sê. Ek sê dit nie, die woord sê dit. En nou sê mense, jy mag nie oordeel nie. God se woord gaan jou oordeel. God se woord gaan die mens oordeel. As ek vir mense waarsku om te sê, moenie van die kraans af spring nie, jy gaan doodgaan. Moenie my oordeel nie. Los my uit, dis my lewe. Is dit nie wat die mense sê nie? Dis mooi. Los my uit, dis my lewe. Ja. Weet jy wat, God het vir jou die lewe gegee. Ja. As ek jou waarsku om te sê, moenie oor die kraans spring nie, oordeel ek jou nie. Waarsku jou. Nie om vir jou te sê, nou gaan jy jy gaan jy doodval nie. Ek oordeel jou nie. Ek waarsku jou, ek vertel jou die waarheid. Amen. Nou ek sê vanmôre vir jou, wat die woord van die Here sê. As jy nie wandel in God se weë nie, gaan jy die koninkryk mis. As jy nie bly op die pad nie, as daar 'n pad gelê is wat jy moet stap, en daar's reëls wat sê moenie van die pad afwyk nie. Dis gevaarlik as jy weg van die pad af gaan. Maar moenie my oordeel nie. Dis al wat mense by vassteek. Moenie my oordeel nie. Ja. Want jy weet wat, dis die probleem, is dat mense nie tereggewys wil word nie. Hulle wil nie gewaarsku word nie. Hulle het een ding in hulle breins vasgesteek en dis is, moenie my oordeel nie. God wil hê jy moet verlore gaan nie. Die Here wil hê jy moet die ewige lewe beerwe. Hy wil hê jy moet wandel soos wat hy gewandel het op hierdie aarde. Jesus was sondeloos geweest. Maar die mens is goddeloos. En God wil daardie goddeloosheid van die mens verander, dat jy word soos wat Jesus is. Dat jy wandel in die weë en die vrese van die Here. En te sê, Here, dankie vir die waarskuwing wat U my gee. As ek my laat waarsku, dan gaan ek baie trane verby. Maar as ek nie toelaat dat ek gewaarsku word nie, gaan ek baie trane huil. As ek nie toelaat dat ek gewaarsku word nie, gaan ek eendag baie verwyte hê. In die ewige verdoemenis. Wanneer die mens gesê, verwyte, het ek maar geluister. Amen. Het ek maar my 2 ore oopgemaak en nie uitgeleen het nie. As ek maar hierdie 2 ore werklikbaar gebruik het vir wat ek dit moes gebruik het, dan sou ek nie in die ellende gewees het nie. Ek wil vanmôre sê, daardie probleem gaan vir ewig wees. Want die hel is vir ewig. Soos die hemel vir ewig is die hel vir ewig. Die mens wil graag die verkeerde dinge doen, maar tog ook graag die ewige lewe beerwe. Ja. Dis dat ek en jy vanmôre moet begin besef, weet jy wat? Daar is vir my herstelling in my lewe. Daar is vir my redding. Daar is vir my verlossing. Daar is vir my genesing. Daar is 'n oplossing vir my probleme in my lewe. As ek dit nie toelaat, gaan dit nie gebeur nie. Maar as ek toelaat dat God se Gees in my werk, wat gaan gebeur? Dan gaan iets gebeur in my lewe. Dan gaan 'n verandering wees. En ek gaan my sonde bely en laat staan sê tot hier toe en nie verder nie. Here,
dat U verheerlik word deur my lewe. Ek en jy moet toegee en sê, Here, hier is ek. Moenie laat mense jou verander nie, maar laat Jesus jou verander. Mense, God gebruik mense om jou raad te gee, om jou te waarsku, om vir jou te sê, daar is vir jou redding, daar is vir jou verlossing, daar is vir jou herstelling. Baie mense het gaan sit langs die pad. Hulle het moeg geword. Hulle het moedeloos geword. Maar wat sê die woord van die Here? Vir die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Vir die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die Here se hand van genade is uitgestrek aan die mens toe. Amen. Om vir jou te sê, my seun, my dogter, gee my jou hand. Ek sal jou voetstappe rig. Maar jy moet luister. Jy moet in my gebooie wandel. Weet die woord van die Here is vir elkeen van ons. Daar's nie sekere dinge wat vir predikers is en ander mense wat nie predikers is nie. Daar's 'n ander pad vir hulle. Hulle kan maak so hulle lus het nie. Jy's ook 'n ligdraer. Amen. Of jy vanmôre 'n geroepe prediker is, of jy nou vanmôre iemand is wat in 'n gemeente is, of miskien ook ietsie doen, maak nie saak wat nie. God wil hê jy moet wandel in sy lig. Dis waar. God wil hê jy moet sy gebooie onderhou. Hy het vir Israel gesê, onderhou my gebooie en insettinge sorgvuldig, en ek sal met julle wees. Amen. Ek sal julle lei. As die volk gehoorsaam was, dan het goed gegaan. As hulle balhoorig raak en afwyk van die Here se woord af, en hulle begin die afgode te dien, hulle begin om die sonde te dien, dan het ellende hulle getref. En hulle was hartseer. En dan het hulle God aangeroep. En as hulle God aanroep uit gees en in waarheid, het die Here hulle verhoor. Wanneer hulle begin om hulle te verootmoedig voor die Here sê, Here, ons het gesondig, is God daar om te herstel. Ek as mens moet na die Here toe gaan sê, Here, hier is ek. Ek gee oor. Ek gee oor. Ek is moeg vir die verkeerde. Want sonder die Here kan ons dit nie doen nie. Amen. Amen. Sonder God kan ons dit nie doen nie. Maar deur God se liefde en genade kan jy oorwinning kry. Halleluja. Deur sy bloed is daar oorwinning vir jou en vir my. Vir Amen. elke mens wat sy toevlug neem na die Here Jesus toe. En sê, Here, wees my genadig, wees my barmhartig. Dat die Here sy doel bereik in elke van ons as mense lewens. Ek wil vanmôre met 'n vra, Here, wees genadig oor elkeen. Amen. Dat jy die woord in jou hart gegraveer mag wees. Dat jy vanmôre mag besef, my God, sonder U is ek verlore. Sonder die woord van die Here toe te pas in my lewe. Dit help nie, jy gaan lees boeke wat ouens geskryf het nie. Hulle dalk net 'n klomp goeders geskryf vir sensasie. Ja.
Lees die woord. Kyk wat sê die woord. Kyk wat sê die woord van die Here vir ons. Nie wat sê ander mense nie. Die woord van die Here is dan vir jou en my. Om te kan sê, Here, baie dankie vir die heilige woord. Amen. Dankie vir die waarskuwings, Here. Dankie vir die kosbare bloed. Wat vir my as mens gestort is. Die Here elkeen seën. Mag God se genade jou omvou en toeval. Amen.